Hi vriende, baie dankie vir die geleentheid wat ek het om weer met julle boodskap te mag deel. Ek lees in 2 Konings 5 van Naaman, die hoofleerowerste van koning Aram in die Ou Testament. Soos wat die stuk lees, kom dit voor dat Naaman nogal 'n redelike 'n goeie mens was en hoe groot aansien gehad het in die volk. En regtig 'n goeie mens was. Dan lees ons ook, maar hy het een probleem gehad. Hy was melaats, en ons weet almal in die Ou Testament, as jy melaats was, word jy uitgewerp uit die samelewing uit, en jy moet heeltemal op die een kant gaan bly. En ek glo ons is almal bekend met daai stuk. Maar soos ek nou deur die hoofstuk lees, lees ek dat die koning wel van iemand weet, van die koning van Israel weet, dat hy hom dalk kan genees, maar ons almal weet, dis nie die koning van Israel wat hom kon genees het nie, maar dat daar wel 'n profeet in Israel was, die profeet se naam is Elisa, wat wel hom kon genees het, of hom kan genees. En soos die storie loop, het hy ons nou na Elisa toe gegaan, maar ek wil graag net hierdie een vers met ons deel. Dit is 2 Konings 5, hoofstuk 5, vers 10. Toe stuur Elisa die boodskapper na hom toe en sê, gaan heen, was jou 7 maal in die Jordaan, dan sal jou vlees terugkeer en jy sal rein wees. Ek wil net die klem daar so opsit op, was jou 7 maal. Hy man moes hom 7 maal gaan was het in die rivier, sodat hy genees kon gewees het, en skoon en rein kan, sy vlees altans skoon en rein kan wees. Dan laat dit my so dink aan wat Jesus kom doen het. Jesus het vir ons kom sterf, en hy het vir ons gesê, bekeer julle. Wonder, hy het nie vir ons gesê, hoorie, bekeer julle 7 maal nie. Hy het net vir ons gesê, bekeer julle 1 keer. Draai weg van julle sondes af, en volg my. Ons lees ook in Handelinge 2, vers 38, en Petrus sê vir hulle, bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word, in die naam van Jesus Christus, tot die vergifnis van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Julle sal die gawe, nie julle gaan miskien nie, julle sal. Hoe wonderlik is dit om dit nie te weet nie. Ons het nie nodig om 7 keer ons te gaan bekeer nie. Ons het nie nodig om 3 keer nie. Net 1 keer, ons moet net 1 keer vir Jesus sê, Koning Jesus, U is die koning van ons hart. Kom woon in ons hart. Leef in ons hart. Maak ons rein. Dankie dat ons die Heilige Gees deur U kan ontvang, sodat ons 'n rein lewe kan lewe. Dankie daarvoor, dat ons ook net eenmaal dit hoef te doen, en dan die Heilige Gees te ontvang. Hoe wonderlik is dit nie? Ons het nie nodig om dit oor en oor te doen nie. Jesus het gesê, kom bekeer julle, en net 1 keer, en dan is ons bekeerlinge. Ons is kinders van God. Vrygekoop, en deur dit het ons die ewige lewe saam met hom, in vrede en vreugde en harmonie. Maar ja, dan moet ons nie dink ons is klaar nie, want dit is glad nie wat Satan wil hê nie. Hy wil nie hê ons moet ons harte vir Here gee nie. Hy wil nie ons moet nou om toe draai nie. En natuurlik gaan hy kom met aanvalle. Maar weet jy, dan kom Jesus weer merkwaardig, en hy sê vir hulle, weet julle, ons hou goeie moed. Ek het die wêreld reeds oorwin. En ons is meer as oorwinnaars in Jesus Christus, wat vir ons die ewige lewe gegee het. Kan ek net 'n kort gebed sê vir ons? Abba Vader, heilige Skepper, Here, dankie dat U ons so lief het, dat U enigstgebore seun gestuur het, om vir ons die ewige lewe te kan kom gee. Here, dankie dat ons net 1 keer hoef te bekeer. Dankie dat ons 1 keer rein gewas is met Jesus se bloed. Dankie dat U ons beskerm en ons bewaar. Here, help ons om getrou aan U woord vas te hou, U beloftes, Here, en dat ons U wil sal nastreef. Dankie, Here, dat U ons beskerm en ons bewaar. Ons loof U, ons prys U en ons dankie, want U is vir ewig ons God. In Jesus Christus se wonderlike naam. Amen. Shalom vriende.